Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom by vandag se 5de preek in ons reeks Die Laaste Koninkryk. Dis wonderlik om jou hier by ons te kan inskakel vandag, ongeag waar jy jouself mag bevind oor die wêreld heen. Dis wonderlik om deel te wees van 'n groeiende groep Christene wat verstaan dat ons verantwoordelikheid nie net is om dinge te glo nie, maar om dinge te doen. En na mate ons dinge doen, maak ons hierdie wêreld 'n beter plek. In die 8ste eeu voor Christus, dis so 400 jaar voor Alexander die Grote, dis ver terug. Jesaja spreek die mense van Juda toe en dis in 'n oorlogverskeurde Juda, chaos in Jerusalem. Wat Jesaja sê, het feitelik geen sin gemaak nie. Op sy beste is dit net wensdenkery, dalk iets positiefs om die mense beter te laat voel. Hulle het lankal hulle onafhanklikheid as nasie verloor. Hulle was onderdruk uit die noorde deur Assirië en uit die suide deur Egipte. Daar was oorlog, intern en ekstern, en Jesaja het nie eens geweet hoe erg dit nog gaan raak nie. Maar Jesaja, ten spyte daarvan, preek en verklaar en skryf dit neer. Hy praat namens God, namens Jahwe, Israel se God. En hier's wat hy sê, en dit het op dowe ore geval. Dit het leeg geklink, moeilik om enige bemoediging daarin te kry. Maar hier's wat hy gesê het: voor my, sê God, sal elke knie buig en deur my sal elke tong bely, of meer tegnies, trou sweer aan my. Dis ondenkbaar. Die God, Israel, lyk duidelik baie swak, indien hy enigsins 'n God is. Sy mense is verneder deur vreemdelinge. Die volk van God is gedwing om hulle knie te buig voor heidense indringers, selfs voor heidense gode. En Jesaja hou nie daarop nie. Trouwens, vroeër in die boek wys hy na 'n toekomstige verlosser. Hy sê, hier is my dienaar. God praat weer, wat ek ondersteun, my uitverkore in wie ek welbehaag het. Ek sal my gees op hom plaas en hy sal reg laat geskied, nie net in Israel nie, maar vir al die nasies. Met ander woorde, hy sê daar kom 'n politieke leier wat reg en geregtigheid na die aarde sal bring. Maar die idee dat 'n afstammeling van Abraham enige invloed op die nasies van die wêreld sou hê, dis onwaarskynlik. Hy gaan oor hierdie leier. Hy sal nie moeg word of moed verloor totdat hy reg op aarde gevestig het nie. En dan sê hy, so sê God die Here, ek sal jou bewaar. Praat met Israel, ek sal jou bewaar en jou maak tot 'n verbond vir die volke, 'n lig vir die nasie. Met ander woorde, Israel, julle sal die middelaar wees van 'n verbond tussen God en die nasies. Hierdie leier wat ek gaan stuur, sal in die middel wees van daardie verbond tussen God en al die nasies. En uiteindelik, as gevolg van hierdie verbondmaker, hierdie toekomstige leier, sal Israel 'n lig wees vir die heidene. Julle nasie sal wys wat God in die wêreld doen, en dit sal vir die hele wêreld wees. Onmoontlik. Trouwens, dit het minder as onmoontlik geword in die eeue daarna, want na die Assiriërs het die Babiloniërs gekom, na die Babiloniërs die Perse, na die Perse die Macedoniërs onder Alexander die Grote, toe die Seleukide in die noorde en die Egiptenare in die suide, oorlog op oorlog op oorlog, heen en weer het leiers gemarseer deur Judea en Galilea en Samaria. Hulle het jong manne opgeraap en hulle leers ingedwing, die ekonomie verwoes, die kultuur vernietig. En wat Egipte betref, dis verskriklik. Dis 'n stuk geskiedenis waarvan mense min hoor. In 301 voor Christus het Ptolemeus, die farao van Egipte, na Judea gekom en die streek geplunder. Hy het Joodse jong manne gedwing om in sy leer te dien en het hulle daarna gebruik om Jerusalem self aan te val. Toe het hy die beste en slimste geneem en soveel slawe saamgeneem terug na Egipte, veral na Alexandrië. Die Alexandrië, Egipte, die grootste Joodse stedelike bevolking in die wêreld geword het. Daar was meer Jode in Egipte as in Judea. Stel jou voor hoe ontmoedigend dit was. Dis soos, is ons terug in Egipte? Die kern van God se werk in ons geskiedenis was toe hy ons uit Egipte verlos het en nou is ons terug. Waar is God? Duidelik kan Jesaja se beloftes en die ander profete se nie waar wees nie. Hulle kan nie waar word nie.
weer het beheer oor die streek en oor van die hande verwissel en uiteindelik is hulle hele kultuur hellenisties gemaak. Party van julle onthou dit uit die geskiedenis dat Alexander die Grote die Griekse kultuur wyd versprei het. En dit het Judea binnengedring. Dit het die tempelaanbidding binnengedring. Uiteindelik is die tempel in Jerusalem heringewy na Zeus, die Olimpiese Zeus. Die tempel is selfs hernoem na die tempel van die Olimpiese Zeus. En weens die hellenisering van hierdie hele streek is die tradisionele Jode uit hulle eie wêreld gestoot en het hulle leierskap verloor. Mense kon nou in die Joodse tempel ingaan en heidense gode aanbid en die Jode was verdeel in talle faksies. En dit het gevoel asof dit nie erger kon raak nie. En toe kom die Romeine in 63 voor Christus. So, Jesaja was blykbaar verkeerd. Dit was seker maar net mooi klinkende woorde. Daar was geen manier dat hierdie streek van die wêreld, of enige iemand uit hierdie streek, oor hulle eie wêreld sou beïnvloed nie. Wat nog te sê die hele wêreld. Daar sou geen verlosser wees nie, geen Messias nie, geen koning nie. En toe gebeur iets onverwags. 'n Engel verskyn aan 'n arm plattelandse meisie en sê, jy gaan 'n kind hê, en hy gaan die koning wees. En toe jare later gebeur nog iets onverwags. Jare later, die volwasse koning, 'n seentjie wat groot geword het tot 'n jong man, loop op 'n Sabbat in 'n sinagoge in Galilea in. En omdat dit sy eerste keer was in daardie sinagoge, en omdat hy al 'n reputasie gehad het, gee die leier van die sinagoge vir hom 'n boekrol en sê, omdat dit jou eerste keer is, gaan ons vir jou laat lees. En toevallig is dit die boekrol van Jesaja. En hulle gee vir Jesus hierdie Jesaja rol. En Lukas vertel ons dat hy dit openrol en self die plek soek. Hy blaai doelbewus na 'n spesifieke gedeelte in Jesaja. Hy kies self 'n teks en almal in daardie tyd het geweet dat hierdie spesifieke woorde van Jesaja verwys na die tyd, die era, die aanbreek van 'n nuwe tyd wanneer God werklik sy beloftes sou vervul. Die beloftes wat Jesaja meer as 700 jaar vroeër uitgespreek het. Die uitsprake oor die herstel van die koninkryk van God, die koms van die leier, daardie een wat Jahwe sou seën en gebruik om geregtigheid te bring vir al die nasies. En Jesus kies daardie presiese woorde en hy begin lees. En hier's wat hy gelees het. Die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf, ek, Christus. Die werkwoordvorm van die selfstandige naamwoord Christus, om goeie nuus te verkondig, om die tyd van die Here se genade aan te kondig. Niemand het beweeg nie. En toe rol hy die rol stadig op, gee dit terug vir die amptdraer en gaan sit. Dit was 'n epiese oomblik. En almal in die sinagoge se oë was op hom gefestig. En toe sê Jesus iets wat geen verstandige mens ooit sou sê nie, tensy dit waar was. Jesus sê vir die wat bymekaar is, vandag is hierdie skrifgedeelte in julle teenwoordigheid vervul. Jesus het geëis om te wees, Jesus het geëis om aan te kondig, Jesus het geëis om in te lei, Jesus het geëis om te begin wat al so lank verwag is, die tyd van die koning van God, en hy het gesê dat hy die gesalfde een is, die koning, dis sy manier om te sê, wat Jesaja meer as 700 jaar gelede beloof het, gebeur nou, voor julle oë, julle koning het gekom. Vandag sluit ons reeks af, as jy nie saam met ons was nie, die laaste koninkryk, en as dit voel asof jy aan die einde van 'n fliek ingeloop het, dan het jy aan die einde van 'n fliek ingeloop. Jy is nie verward nie, en ek sou dit sterk aanbeveel, dat jy teruggaan en die hele reeks kyk, want vandag is die opwindende slot. Maar ek beloof jou, in die weke en maande wat kom, gaan ons weer hiernatoe terugkom. Ek het ongelooflike bemoediging ontvang oor hierdie reeks, maar ook belangrike vrae, so ons kom terug. Maar dit gesê, hier's my hoop, en ek het dit elke week gesê, my hoop is dat ons vir die res van ons lewens, vir altyd, nooit weer sal kan nie sien wat die skrywers van die Nuwe Testament wil hê ons moet sien, elke keer as ons die Nuwe Testament oopmaak nie. En wat hulle wil hê ons moet sien, is dat Jesus die Christus is, dat Jesus die gesalfde een is, dat Jesus koning is, God se finale koning. Die rede hoekom ek wil begin met hierdie epiese toneel van Jesaja en Jesus in die sinagoge, is omdat ons kulturele oomblik nou, maar ook wêreldwyd op baie maniere ooreenstem met die kulturele oomblik van die getroue Jode tussen die Ou en Nuwe Testament. Hulle het gewag dat God iets doen. Hulle het gewonder, gaan God iets doen? Is God aktief? Gaan hy sy beloftes hou? En in sommige gevalle bestaan God nog. Want na soveel trauma, oor honderde jare het mense begin vra, is God 'n beloftebreker? En hulle het gewonder wat ons vandag ook wonder. Werk dit? Is God besig? Is daar 'n plan? En is die plan in die beweeg? En dit blyk toe, ja, dit was. En dit blyk vandag nog, ja, dit is. Maar, en dit wat ek nou gaan sê, gaan vir baie ouens moeilik wees, soms onmoontlik, om dit raak te sien.
Dit is moeilik om vordering raak te sien as jy net om jou kyk. Om vordering regtig te waardeer, moet jy terugkyk. Trouwens, partykeer is die enigste manier om die moed te kry om aan te hou vorentoe beweeg in 'n area van jou lewe, om terug te kyk en te besef, ek het al vordering gemaak. Partykeer is dit die enigste manier om aan te hou beweeg. Ek onthou ek gesukkel het om 'n tienerbediening in Pretoria te vestig en ons het alles probeer vir 3 jaar lank en toe klik dit. My mentor het eenvoudig vir my gesê in een van my moan sessies, kyk, jy moet so nou en dan net stop en terugkyk, dan sien jy die vordering wat jy gemaak het. In ons geval sou ons sê, ons sien God se getrouheid en dat ons vorentoe beweeg. Ons tienerbediening het van 80 na 600 gegroei. Maar solank jy net vorentoe kyk, is daar nog soveel om te doen en te bereik. En ek is swak daarmee, om my oorwinnings te vier. Teen die tyd dat ek by 'n mylpaal kom, is ek in my kop al lankal by die volgende ding. Dit is my moeilik om stil te staan en net teenwoordig te wees. En Quintus, my mentor, sou sê, Sebastian, jy moet soms net stop, draai om, kyk terug, sien hoe getrou God is. Dis waar jy die moed en die krag gaan kry om aan te hou vorentoe. En ek het gesê, dankie Quintus, bly asseblief na aan my om my daaraan te herinner. En hier is die ding, as jy 'n Christen is, veral as jy al lank een is, dan kyk jy dalk rond in jou gemeenskap, dalk in jou familie, dalk na wat in ons land gebeur, of in die wêreld, en dan dink jy, regtig, Jesus is 'n koning, daar is regtig 'n koning wat hy op aarde kom vestig het, ek sien dit nie, ek sien nie dat dit 'n verskil maak nie, ek dink nie dit het 'n impak nie, maar wanneer ons stop en terugkyk, wanneer ons onthou, waar hierdie hele storie begin het, hoe dit begin het en wie dit begin het, dan besef ons die storie van die kerk, die storie van die koninkryk van God, is buitengewoon. Trouwens, dit is onverklaarbaar sonder God se ingryping namens sy koninkryk. En die koninkryk van God is onstuitbaar. En soos dinge wat sterk word, groei dit stadig. En dis hoekom ek het sê, Jesus het dit keer op keer verduidelik, oor en oor deur gelykenisse. Gelykenisse wat glad nie sin maak nie, en wat geen relevantie blyk te hê nie. As jou geloofstelsel net gaan oor, wat gebeur as ek sterf? Solank jy al jou geloofsvrae ophang aan een boom met die naam hemel as jy sterf, gaan jy sien dat die meeste van wat Jesus gesê het, geen sin maak nie. Want dit was nie die raamwerk nie. Dit was nie die raamwerk van geloof wat hy vir ons nagelaat het nie. Maar die gelykenisse van Jesus maak volkome sin in 'n geloofsraamwerk wat geanker is in die koms van 'n koning en die vestiging van die koninkryk van God. En wanneer dit ons raamwerk word, wat dit veronderstel is om te wees, dan kom soveel van wat Jesus gesê het tot werklike lewe. En dan besef ons dat die koninkryk van God aan die beweeg is en ons is uitgenooi om deel te neem daaraan. En deur daaraan deel te neem, neem ons deel aan die werk van ons Skepper God. Maar dis duidelik. Lees dit self. Lees die evangelies. Jesus het nie hoofsaaklik gekom om vir ons 'n veilige uitweg uit hierdie wêreld te gee nie. Hy het gekom om die wêreld te transformeer en lede van sy koninkryk is uitgenooi om in daardie transformasie deel te hê. Hou dit in gedagte en luister na hierdie beskrywings van die koninkryk van God. Dit is verse waaroor predikante selde preek. En ek verstaan hoekom, want dit klink of dit geen toepassing het nie. Wat sê Jesus dan nou eintlik? Lees die evangelies. Hy kom terug na hierdie temas oor en oor en oor. Die eerste een, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat 'n man in sy land geplant het. En al is dit die kleinste van al die sade, en in daardie kultuur was dit die kleinste saad. Jy kon dit amper nie sien nie. Al is dit die kleinste, wanneer dit groei, word dit die grootste van al die tuinplante. Trouwens, uiteindelik word dit 'n boom. Wat het dit met jou en my te doen? Wel, dit hang af. As geloof net oor hemel gaan, het dit niks met jou of my te doen nie. Maar as geloof gaan oor deelname aan die aanhoudende, groeiende, onstuitbare koninkryk van God, dan het dit alles met jou en alles met my te doen. Jesus sê, die koninkryk van die hemel is so suurdeeg. Ja, as ons praat van die koninkryk van die hemel, dis so suurdeeg. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou geneem het en weggesteek het, en toe Jesus dit sê, het almal in sy gehoor natuurlik begin lag. Regtig? Hulle het verstaan wat ons dalk sou mis. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en weggesteek het in omtrent 27 kg meel. En toe hy sê 27 kg meel, het hulle almal gelag, want hulle het hulle voorgestel hoe 'n vrou probeer om 27 kg meel te hanteer. Dis 'n geweldige hoeveelheid meel, veel meer as wat enige vrou normaalweg sou probeer hanteer. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou geneem het, en hy gebruik 'n interessante woord. Ek het die woord verander. Die Afrikaanse teks sê meng, maar hy gebruik nie die gewone Griekse woord vir meng nie. Die woord wat gebruik word is encrypto, wat beteken om weg te steek. Nou weet jy sommer ook wat die doel is met cryptocurrency. Hy sê,
'n vrou het al hierdie meel gehad en sy het die suurdeeg daarin weggesteek. Luister wat hy sê. Sy het 'n klein hoeveelheid geneem, 'n lewende stof, suurdeeg, 'n eensellige fungus wat sy natuurlik nie geweet het nie en sy het dit nie net gemeng nie. Hy het gesê asof sy dit weggesteek het in die deeg en dit het verdwyn. Dit was onsigbaar, verlore in 27 kg. En aanvanklik was daar geen merkbare verskil nie, maar dit het begin werk stadig totdat hy dit deur die hele deeg gewerk het. Toe dit eers deur alles gewerk het, was dit te laat om dit te keer. Die effek van daardie suurdeeg het die oorspronklike hoeveelheid ver oortref. Die koninkryk van die hemel sê hy is soos 'n man wat op reis gaan en sy rykdom aan sy diensknegte toevertrou. En hierdie is 'n gelykenis waaroor predikante wel preek. Ek het self al hieroor gepreek want dit voel of dit 'n persoonlike toepassing het. Maar die toepassing wat ons vandag maak, is nie noodwendig die toepassing wat Jesus bedoel het vir sy eerste eeuse gehoor nie. Hy sê dis soos 'n man wat op reis gaan en sy rykdom toevertrou en hy gee vir een man 5 sakke goud, vir 'n ander een minder en vir 'n ander een net 1 sak goud. En hy sê, gaan belê dit namens my, want dit is my geld wat ek aan jou toevertrou het. En in die gelykenis sê hy dat hy dit aan hulle gegee het, volgens hulle vermoë, volgens wat hy geweet het hulle daaraan kan doen. Hy sê, dis hoe die koninkryk van die hemel is. En na 'n lang tyd het die meester van daardie diensknegte teruggekom en rekeninge vereffen. En die diensknegte wat gaan werk het, wat verstaan het wat die meester se bedoeling was toe hy hulle 'n deel van sy rykdom gegee het, het dit begin gebruik. En toe die meester terugkom, het hulle iets gehad om te wys. En hulle is nie geprys vir hulle geloof nie, hulle is geprys vir hulle ywer en getrouheid in die vermenigvuldiging van wat aan hulle toe vertrou is. Aanvanklik het die disippels glad nie hierdie gelykenis verstaan nie. Jy kan dit self in die evangelies gaan lees. Jesus vertel 'n gelykenis, laat val die mikrofoon, stap weg en hulle is soos, niemand weet waarvan hierdie ou praat nie. En dan sou hy een verduidelik, en ons gaan binnekort na een van hulle kyk, maar die meeste van die tyd het hy net gelykenis na gelykenis na gelykenis vertel om 'n gevoel van verwagting te skep, en niemand het geweet waarvan hy praat nie. Sy disippels het nie geweet waarvan hy praat nie. Ons lees dit nou, en ons weet dikwels ook nie, wat ons hele Christelike raamwerk gaan oor, hoe verseker ek dat ek, wanneer ek doodgaan, in die hemel kom. En die skrywers van die Nuwe Testament sou sê, dis nie die storielyn nie, my ou. Dis nie die plot nie. Die koning het in hierdie wêreld gekom om sy koninkryk te begin. En na die opstanding het Jesus sy eerste volgelinge dit begin verstaan. Dit het vir hulle geklik. Die koning het gekom. En die koning het gekom om 'n koninkryk te vestig. Die koning het gekom om 'n strandhoof, 'n vasstrapplek, 'n operasiebasis vir sy koninkryk te vestig. En met hulle hulp, en met hul belegging, en met hulle tyd, en met hulle deelname, en hierdie klein, en ons kan dit skaars verbeel, hierdie klein brose begin, vasgedruk tussen tempel en ryk, weggesteek in 27 kg meel, stadig begin uitbrei. Matteus, Markus, Johannes, Handelinge, die boek Handelinge gaan oor die uitbreiding van die koninkryk van God na die opstanding. Dis die storie van die kerk, die mense van die kerk, die eklesia van Jesus, die sameroeping is die beweging van Jesus. Dis hoekom dit belangrik is hoe ons oor eklesia praat. Kerk is eintlik nie die regte woord nie. Dis die mense, die sameroeping van die beweging van Jesus. Die boek Handelinge wys hoe die koninkryk van God begin het om uit te brei in die heidense wêreld, rondom die hele Middellandse Seegebied. Dit was 'n voorskou van wat uiteindelik in die hele wêreld sou gebeur, want Jesus het nie grappenderwys gesê, ek gaan probeer nie. Hy het beloof, ek sal my eklesia bou, ek sal my beweging, my saamgeroepenis, my mense bou, en die poorte van die doderyk, die dood self, sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, wat Jesus 2000 jaar gelede in plek gesit het, is onstuitbaar. Die koninkryk van die hemel is inderdaad presies soos 'n mosterdsaadjie, wat so klein begin, dat jy dit skaars kan sien. 'n Klein groepie van 12 uitgeskuifde Galileërs, saam met 'n paar ander mense, niemand belangrik nie. Die koninkryk van die hemel is presies so suurdeeg, 'n klein stukkie lewe, 'n deeltjie lewe wat weggesteek is in iets so groot, dat jy dit nie eens kan sien nie. Dit is soos 'n man wat op reis gaan, want Jesus het vertrek en vir sy disippels gesê, ek gaan in julle belê wat julle nodig het om hierdie boodskap na die res van die wêreld te neem. En dit het gegroei, dit het versprei en dit het die ryk oorkom. Hier is die punt. Dis hoekom ons moet terugkyk en dan om ons kyk. Sien, Christene van die eerste eeu kon dit nie indink nie. Hulle kon nie eens die Verenigde Koninkryk indink nie. Hulle het nie eens geweet hoe groot die wêreld is toe Jesus vir hulle sê, gaan na al die nasies nie. Hulle sou dink, ons is skaars 80 km van die huis af. Hoe groot is hierdie wêreld nou eintlik? Is dit oordrywing?
Hulle kon ons vandag nie indink nie. Hulle kon dit nie indink nie, want dit is moeilik, amper onmoontlik om vordering te sien, net deur om jou te kyk. Ons het 2000 jaar se geskiedenis om op terug te kyk. Ons het 2000 jaar se vooruitgang van onbeduidende, vergete. Galilea is die evangelie geneem en versprei na elke nasie op aarde. Die mosterdsaadjie het gegroei, die suurdeeg het deurgesuur, die diensknegte van die koning het belê. Ons het 2000 jaar se geskiedenis om op terug te kyk. Die eerste volgelinge van Jesus het niks gehad om op terug te kyk nie. Wat hulle gehad het was iemand om na op te kyk, die opgestane koning, die koning wat die ergste wat Rome kon gooi, gevat het en dit afgeskit het na die opstanding. En jy ken hierdie toneel as jy in die kerk groot geword het. Jy kan sommige van die verse aanhaal. Na die opstanding bring hy sy naaste volgelinge bymekaar om hulle voor te berei vir die publieke bekendstelling van die koninkryk van God op aarde. En hy sê vir hulle, kom ontmoet my in Galilea. Dis veiliger as in Jerusalem. Dis noord van Jerusalem en Judea. Jerusalem is 'n warboel na wat pas gebeur het. En hy bring hulle daar bymekaar en hy lê hierdie mal strategie voor. Daar's geen manier dat dit gaan werk nie. Daar's geen manier dat dit gaan versprei nie. Geen manier dat dit ooit uit Galilea sou kom nie. Wat nog te sê na die hele wêreld toe. En hier's wat die teks sê. Matteus vertel dit. Hy was daar. Matteus sê, toe het Jesus na hulle gekom en gesê, en jy het hierdie woorde al baie gehoor. Maar ek wil hê jy moet dit hoor asof jy dit die eerste keer hoor, asof jy dit hoor uit die mond van jou koning. En as jy dit nog nooit gehoor het nie, des te beter, dan hoor jy dit dalk sonder die vooroordele van hoe dit altyd geleer is. Die woorde van 'n koning, luister mooi. Jesus het na hulle gekom en gesê, iets wat net 'n koning kan sê. Hoe het ons dit gemis? Hy sê, alle gesag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Dis koningstaal. Dis hoekom ek sê, gesag wat in een persoon saamgevat word. Geen komitees nie, geen stemming nie, geen kongres of debat nie, geen kom ons hoor wat almal dink nie. In 'n koninkryk is die woord van die koning wet. En Jesus plaas homself as koning. Hy sê, alle gesag, nie net hier nie, maar in die hemel en op aarde is deur my Vader aan my gegee. En sommige van die ouens in die groep het sekerlik gedink, okay, so nou gaan ons Jerusalem terugvat. En Jesus is soos, nee, dis veel groter as dit. Vriende, ons gaan die hele wêreld terugvat. Maar nie deur geweld nie, nie deur die mislukte maniere van menslike koninkryke wat maar net herhaal nie, is die geskiedenis van hierdie presiese stuk grond nie bewys genoeg daarvan nie. Judea, Galilea, heen en weer, nee, ons gaan nie die wêreld so vat nie, ons gaan dit een hart, een verstand op 'n slag vat. En hulle begin insien, dis wat hy die hele tyd probeer sê. Die koninkryk van die hemel is soos 'n man op reis. Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie. Die koninkryk van die hemel is soos 'n vrou met 27 kg meel. Ja, dis wat hy bedoel het. Een hart en een verstand op 'n slag. En dan sê Jesus, hier's wat ek wil hê julle moet doen. Dis die strategie. Gaan, maak volgelinge en leerlinge van my, skep nuwe burgers van die koninkryk, vermenigvuldig volgelinge van die koning, nie net hier nie, van al die volke. Party Engelse vertaling sê alle nasies, maar die idee is alle mensegroepe. Dis 'n koninkryk sonder 'n gemeenskaplike kultuur, sonder grense, sonder gemeenskaplike taal. Dis 'n koninkryk met soveel diversiteit dat jy soms gaan wonder of jy selfs in dieselfde koninkryk is. Maar julle is, want julle volg dieselfde koning, en julle gaan hulle doop. En hoekom doop julle hulle? Want dis verbondstaal. Onthou, Jesaja het gesê, deur die volk Israel gaan God iemand oprig om 'n verbond met alle nasies te vestig. En dit, sê Jesus, is hoe hulle gaan weet, hulle is deel van die verbond. Hulle gaan gedoop word in my naam. En dan dit, wanneer julle gaan, hier's wat ek wil hê julle moet doen. Hier's hoe julle volgelinge van die koning gaan maak. Julle gaan hulle leer om te gehoorsaam, nie net om te glo sodat hulle hemel toe kan gaan as hulle sterf nie. Trouwens, dit kom nie eers hiervoor nie. Hy sê, ek wil hê julle moet hulle leer om te gehoorsaam. Nou moet ons hier stop en hieroor praat. Geslag na geslag het die kerk geïgnoreer wat Jesus hierna sê. Want sien, toe die kerk die koninkryksverhaallyn verloor het, toe die raamwerk nie meer die koninkryk van God was nie, en toe die raamwerk iets anders geword het, en dit was al verskeie dinge. Maar vir baie van ons was dit, hoe maak ek seker ek gaan hemel toe wanneer ek sterf eendag? Toe die kerk die koninkryksverhaallyn verloor het, was dit maklik om hierdie volgende sin van Jesus te ignoreer. En toe die kerk die storielyn vernou het tot net wat gebeur wanneer ons sterf, het wat Jesus toe sê amper geen relevantie gehad nie. Dit het amper gevoel of het van die punt af is. My gevoel is meeste Christene weet nie wat hy toe gesê het nie.
En een van die gedeeltes wat die meeste aangehaal word, want ons noem dit mos die groot opdrag. Moenie dit nou hardop sê nie. Dink net vir 'n oomblik. Weet jy wat kom volgende? Meeste Christene weet nie, en dis oké. Wat ons verwag is dat hy sou sê, leer hulle om die Bybel te gehoorsaam, maar daar was nie 'n Bybel nie. Dit het eers eeue later gekom. Leer hulle die wet, sou ons dalk dink, maar die Ou Testament wet sou geen impak hê buite Judea en Galilea nie, dalk net in Samaria. Trouwens, dit het die kerk 20 jaar geneem om agter te kom, o ja, dis nie wat hy gesê het nie. Dis koningstaal. Ek is die koning, sê hy. Ek wil hê julle moet mense in elke nasie, in elke tyd, in elke kultuur leer om alles te gehoorsaam wat ek julle beveel het. Want ek is die koning. Die bevele van die koning. Leer hulle om lief te hê soos julle koning. Leer hulle, soos ons laasweek gesê het, om te veg soos julle koning. Leer hulle om mekaar te dien soos julle koning. Leer hulle om ander eerste te stel soos julle koning. Herinner hulle daaraan dat julle koning nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee. Leer hulle om dit te leef. Leer hulle om soos ek te wees, leer hulle om Christus gelyk te wees. Wees soos julle koning, dis wat ek wil hê julle moet leer, maar dis nie die kernboodskap van die kerk in my leeftyd nie, dis nie die spits van ons sending vir generasies nie, want ergens het ons besluit, Jesus het gekom om ons te leer hoe om te ontsnap hemel toe, terwyl hy eintlik gekom het om 'n koninkryk op aarde te vestig en die wêreld te transformeer, en jy is genooi om deel te neem aan daardie transformasie, en toe maak hy 'n belofte, en hy sê, ek gaan nou weg, maar ek gaan eintlik altyd by julle wees, tot aan die einde van hierdie tyd. En die vraag is, het ek dit al voorheen gevra, en hopelik weet jy nou wat die antwoord is, wie is julle, wanneer hy sê, ek sal by julle wees, wie is julle? Julle is die koninkryksmense, julle is die uitbreiding van die koninkryk, julle is ons mense wat in hierdie tyd leef, en aan wie God 'n bietjie van sy rykdom gegee het, wat hy in ons belê het met gawes, talente, tyd. Hy sê, nou het ek vir jou 'n porsie van wat aan my behoort gegee. Ironies genoeg, in ons tyd belê die wat die minste het, persentasie gewys, meer in die koninkryk. So julle wat baie het en meer as genoeg het, moet mooi dink wat jy hiermee gaan doen. Ek het vir jou lewe gegee, nou wil ek hê jy moet dit belê in my koninkryk. En oor 'n lang ruk kom ek terug om te sien wat jy daarmee gedoen het. En terloops, ek gaan die hele tyd by jou wees, want jy doen my werk. Julle brei my koninkryk uit, julle verstaan my agenda, julle het my eerste gestel, julle is die gehoorsaames, julle is die doeners, julle is die mense wat eerstens soek wat die koning sê die belangrikste is. En daarom gaan ons by SA gemeente, so goed as wat ons kan, kerke wees wat die toon, die houding en die benadering van ons koning weerspieël. Ons wil nie die storielyn verloor nie. Ons wil Jesus volgelinge wees wat eerstens soek wat die koning sê die belangrikste is. En ons kry dit nie elke keer perfek reg nie. Maar dit is waaraan ons toegewyd is, en dit is waaraan ons toegewyd sal bly. Ons sal aanhou om deelnemers te wees in die voortdurende, uitbreidende koninkryk van God, plaaslik, nasionaal en uiteindelik wêreldwyd. Wat hierdie reeks betref, hoop ek, jy spandeer die res van jou lewe om wanneer jy die Nuwe Testament oopmaak, nie te soek na 'n kaartjie uit hierdie wêreld uit nie, maar te soek na 'n koning wat jou uitgenooi het met die geleentheid om sy koninkryk op aarde te laat kom, soos in die hemel. Ek hoop jy sien vir die res van jou lewe vir Jesus, soos die outeurs van die Nuwe Testament om aan ons probeer voorstel het, waarvoor hulle lewens gewaag het. Hierdie is wie hulle oortuig was, Jesus is. God se finale koning, wat 'n koninkryk gevestig het, wat vir altyd sal staan, wat gekom het om die laaste koninkryk te vestig, en ongeag wat jy gedoen het, hoeveel keer jy dit gedoen het, waar jy was en waar jy nie was nie, en hoeveel beloftes jy aan God gebreek het, volgens die lewe en leer van Jesus, is jy uitgenooi om daaraan deel te neem. Ongeag dit alles, jy is uitgenooi om sy koninkryk te help uitbrei in hierdie wêreld. Dis die boodskap van die Christelike geloof, en dit is die boodskap wat die wêreld verander het. Ek is baie opgewonde oor ons toekoms in SA gemeente, en ek dink jy gaan ook wees. Kom ons bid, en dan laat ek jou gaan. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Help ons om koninkryksmense te wees in SA gemeente. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het, jou daarin, sodat jy kan help om 'n seën te wees vir hierdie wêreld. Ek sien jou in die naam van Jesus Christus, sy seun, wat op hierdie aarde kom leef het, om jou te wys, hoe lyk dit in hierdie koninkryk, wat vir jou stories vertel het van hoe die koninkryk is. En ek sien jou in die naam van die Heilige Gees, wat in jou bly, en aanhou klop aan jou harde hart. Maak oop, laat hom in,
en begin die koning van hierdie koninkryk dien, nou hier op aarde. Amen.